As hy, kom hy nou deur. Baie welkom aan elkeen van u wat vandag hier is, vir die spesiale nagmaalsgeleentheid, wat ons gaan aansit aan die tafel, en dan ook die groot historiese gebeurtenis van Jesus se kruisiging dan ook vandag herdenk. Aan elkeen by die huis wat inskakel by vandag se opname, ook 'n spesiale woord aan elkeen van julle. Ek bid dat dit vir ons almal wat hier is, en selfs u wat inskakel, insiggewende as ook 'n geseënde geleentheid sal wees. Kom ons draai gou vir 'n oomblik na mekaar toe, en dan sê ons vir mekaar hallo, en as daar dalk 'n besoeker by ons is vandag, 'n kuiergas, kom ons laat hulle ekstra welkom voel hier by ons. Voordat ons begin, net so 'n paar administratiewe saakies wat ek net gou onder die aandag wil plaas. Nommer 1, hier is 'n wit Mahindra double cab, nee, Raymond? Double cab bakkie wat se agterligte brand. Net gaan loer. Okay. Hy is aan. Tweedens, vanoggend se erediens gaan baie in 'n mystieke atmosfeer geskied. So ek wil regtig vra, indien u kan, die selfoon vir my net afsit of op vibreer of silent sit, sal ek dit baie waardeer dat dit nie die diens ontwrig nie. Dan ten opsigte van die verloop van die diens, ons gaan vanoggend spesifiek na elkeen van die 7 kruiswoorde kyk. En na elke kruiswoord gaan ek 'n oomblik gee vir stilte, vir nadenke of vir 'n persoonlike stil gebed. Dit gaan so 30 sekondes lank wees, en dan gaan 'n kerkraadslid na vore kom, 'n kers doodblaas, aansit aan die nagmaalstafel, maar terwyl die ouderling die kers doodblaas, sal hier skyf op die skerm verskyn met woorde, en Henny gaan vir julle dan as gemeente lei om net die woorde te antwoord op die skerm, naamlik Here ontferm U asseblief oor ons. So ons gaan dit 7 keer doen, wat ons 'n kruiswoord gaan hanteer of gaan behandel, 30 sekondes van stilte, kers wat doodgeblaas word, en saam met die doodblaas van die kers, is dit dan die gemeente wat antwoord, Here ontferm U asseblief oor ons, en dan daarna sal ons oorbeweeg na die instelling van die nagmaal. Daar sal geen kollekte opgeneem word tydens die diens self nie, slegs by die deure na die tyd. En dan ook 'n baie belangrike punt ten opsigte van vanoggend se diens, sodra ons die slotlied klaar gesing het, gaan daar nie 'n uitspreek van die seën of die sing van die amen wees nie. So sodra die slotlied klaar is, gaan ons stil die kerkgebou verlaat as deel van die simboliek rondom Goeie Vrydag. Dit dan so die reëlings rondom vanoggend se Goeie Vrydag diens. Ek gaan vra, kom ons bring onsself in gereedheid, deur net so te bly sit. Dan sing ons lied 442 verse 1 en 2, Gees van God wat in my woon. Oh,
En dit is dan ook vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend elkeen van u wat hier is, te verwelkom in die kerkgebou, in die erediens en ook by die nagmaaltafel, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons lees die volgende in Johannes 19 vanaf vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is. In Hebreëus Golgotha. Sit maar net vir ons op die skerm asseblief. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad, van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. Net tot sover ons fotum en inleiding tot vanoggend se diens. Vriende, kom ons staan hierop en dan sing ons 'n lydenslied saam, lied 389, verse 1 tot 3. Is dit my koning? Familie en vriende,
Vandag staan ons by die mees deurslaggewende oomblik in die geskiedenis stil. Dit is vir elkeen van ons Goeie Vrydag. 'n Dag van donkerte, maar ook van die grootste lig. Terwyl Jesus aan die kruis hang, tussen die pyn en die spot van die skare, verbreek hy die stilte 7 keer. Hierdie 7 kruiswoorde is nie die woorde van 'n verslaane man nie. Dit is die triomflike finale testament van 'n koning wat besig is om die wêreld te red. Vir die kinders is dit 'n verhaal van ongekende liefde. Vir die volwassene is dit die fondament van ons hoop. Kom ons luister vandag met nuwe ore na hierdie woorde wat die pad na die hemel vir elkeen van ons oopgebreek het. Kom ons sit so en sluit die oë. Hemelse Vader, aan die voet van die kruis, kom raak ons stil. Vandag dink ons aan die prys wat betaal is en die liefde wat alles oortref. Terwyl ons na die 7 kruiswoorde luister, vra ons dat U Gees ons harte sal sag maak. Laat hierdie laaste woorde van Jesus nie net klanke uit die verlede wees nie, maar 'n lewende krag wat ons vandag vernuwe. Mag ons sy lyding, sy vergifnis en sy oorwinning diep in ons binneste ervaar. Open ons ore vir die boodskap van genade wat vanaf Golgotha weer klink. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Die eerste kruiswoord vind ons in Lukas 23 vers 34 waar Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus, vriende, begin sy lyding nie met 'n klag nie, maar met 'n gebed as die finale hoëpriester. In die oorspronklike Grieks dui die tydsvorm daarop dat hy hierdie woorde waarskynlik herhaaldelik gepleit het terwyl die soldate hom gekruisig het. Hierdie gebeurtenis, vriende, vervul die profesie in Jesaja 53 vers 12 dat die Messias vir die oortredes sou intree, selfs binne sy uur van dood. Wanneer Jesus sê, hulle weet nie wat hulle doen nie, sê hy nie hulle is onskuldig nie. Hy sien eerder in dat hulle nie die ewige erns van hulle dade besef nie. Dit wys vir ons dat God se genade selfs die diepste blindheid kan genees. Hierdie woorde verander alles. Terwyl ander op die kruis gewoonlik al vyande vervloek het, kies Jesus om te vergewe nog voordat enige iemand berou wys. Dit leer ons 'n nuwe manier van leef, naamlik om selfs ons vyande lief te hê. Dit vorm die bloudruk vir die kerk en 'n bewys dat geen sonde te groot is vir God se liefde nie. Ek gee 'n oomblik van stilte. Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Die tweede kruiswoord vind ons in Lukas 23 vers 43 waar Jesus sê:
Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie uitspraak, vriende, is gerig aan die berouvolle misdadiger langs Jesus en dien as die mees direkte bewys van redding deur geloof alleen. Die man het geen tyd gehad vir goeie werke of kerklike rites nie. Sy eenvoudige erkenning van Jesus se koningskap was genoegsaam. Dit vernietig die idee dat die hemel verdien kan word en bevestig dat genade 'n geskenk is wat selfs in die laaste oomblikke van 'n sondige lewe ontvang kan word. Die woord vandag is teologies deurslaggewend omdat dit enige konsep van 'n tussentoestand of wagperiode na die dood kom weer lê. Dit gee die gelowige die absolute sekerheid dat die oomblik van sterwe, die oomblik van onmiddellike teenwoordigheid by God is. Jesus verander die kruis van 'n plek van skande na 'n poort van oorgang, waar die dood nie meer die einde is nie, maar die onmiddellike nuwe begin. Deur die term paradys te gebruik, verwys Jesus terug na die tuin van Eden en die verlore gemeenskap tussen God en mens. Dit simboliseer die herstel van alles wat deur die sondeval gebreek is. Terwyl die eerste Adam uit die paradys gedryf is weens ongehoorsaamheid, maak die laaste Adam, naamlik Jesus, die deure van die paradys weer oop deur sy volmaakte offer aan die kruis. Ek gee 'n oomblik om daaroor na te dink. Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Julle is vinnig. Die derde kruiswoord vind ons in Johannes 19 verse 26 en 27 waar Jesus sê, daar is U seun, daar is jou moeder. Te midde van sy eie uiterste pyn, vriende, toon Jesus diep deernis deur vir sy moeder se toekoms te sorg. Hiermee vervul hy die 5de gebod, naamlik eer jou vader en jou moeder op die mees volmaakte manier. Dit wys dat geestelike toewyding nooit as verskoning gebruik mag word om ons praktiese verantwoordelikhede teenoor ons naastes te versuim nie. Deur Maria aan die disipel Johannes toe te vertrou, vestig Jesus die konsep van die kerk as 'n nuwe geestelike familie. Hy leer ons dat die bande van geloof dikwels sterker en meer blywend is as bloedbande. Die kruis bring mense bymekaar wat voorheen vreemdelinge was en skep 'n gemeenskap van sorg waar niemand alleen gelaat word binne hul lyding nie. Hierdie woorde beklemtoon Jesus se onbaatsigtige natuur. Terwyl hy die sondes van die wêreld dra, is hy steeds bewus van die individuele hartseer van diegene na aan hom. Dit, vriende, herinner ons dat God nie te besig is met die groot plan om die kleiner behoeftes en emosionele wonde van sy kinders raak te sien en te genees nie. Ek gee 'n oomblik vir stilte.
Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Die 4de kruiswoord vind ons in Matteus 27 vers 45 waar Jesus sê: my God, waarom het U my verlaat? Hierdie is die enigste kruiswoord wat in beide Matteus en Markus opgeteken is en dit verteenwoordig die donkerste oomblik van die kruisiging. Jesus haal Psalm 22 vers 2 aan om uitdrukking te gee aan die totale verlatenheid wat hy ervaar. Dit is nie bloot 'n gevoel van alleenheid nie, maar die werklike verbreeking van die ewige gemeenskap met die Vader, terwyl Jesus die sondes van die wêreld op homself neem. Teologies verduidelik hierdie uitspraak die konsep van plaasvervanging. Omdat God heilig is, moes hy sy gesig wegdraai van die Seun, wat op daardie oomblik sonde gemaak is, volgens 2 Korintiërs 5. Jesus ervaar hier die hel, wat die absolute skeiding van God beteken, sodat gelowiges die versekering kan hê dat God hulle nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Ten spyte van die uiterste lyding, spreek Jesus God steeds aan as my God. Dit wys dat selfs in die diepste donkerte en Godverlatenheid, sy vertroue en sy verhouding met die Vader ongeskonde bly. Dit dien as 'n kragtige troos vir enige iemand wat deur 'n donker nag van die siel gaan. Om te vra waarom is nie 'n teken van ongeloof nie, maar 'n eerlike uitroep na die een wat alleen kan help. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Die 5de kruiswoord vind ons in Johannes 19 vers 28 waar Jesus sê: ek is dors. Hierdie kortste uitspraak beklemtoon Jesus se ware menslikheid en die realiteit van sy fisiese lyding. Dit weerlê die vroeër dwaalleer dat Jesus slegs soos 'n persoon gelyk het. Hy het werklik gebloei. Hy het werklik hitte ervaar en hy het werklik uiterste ontwatering verduur. Dit herinner ons dat ons ‘n saligmaker het wat ons fisiese swakheid en pyn het uit persoonlike ondervinding verstaan. Johannes merk spesifiek op dat Jesus dit gesê het sodat die skrif vervul sou word. Dit verwys na Psalm 69 vers 22 waar staan: hulle het vir my gal in die kos gegooi en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dit wys dat selfs in die oomblikke van uiterste fisiese pyn, Jesus se fokus steeds op die volmaakte uitvoering van God se raadsplan en die profetiese woord was. Vriende, daar lê 'n diepe geestelike ironie in hierdie woorde. Die een wat die lewende water aan die vrou by die put beloof het in Johannes 4, is nou self dors. Hy het die uiterste dors van die dood en Godverlatenheid ervaar, sodat ons nooit weer geestelik dors hoef te word nie. Sy fisiese dors aan die kruis het die pad oopgemaak vir die ewige verkoking van die mensdom se siel. Kom ons raak stil.
Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Dit bring ons by die 6de kruiswoord te vind in Johannes 19 vers 30, waar Jesus sê, dit is volbring. In die oorspronklike Grieks is hierdie uitspraak slegs een woord, tetelestai. Dit was nie 'n sig van verligting van 'n sterwende slagoffer nie, vriende, maar eerder die triomflike uitroep van 'n oorwinnaar. Dit is die belangrikste verklaring in die geskiedenis, want dit bevestig dat die werk waarvoor Jesus gekom het, die redding van die mensdom, suksesvol en finaal afgehandel is. Die term tetelestai was algemeen bekend in die sakewêreld van daardie tyd en is op rekeninge geskryf om aan te dui dat dit ten volle betaal is. Teologies beteken dat die skuldlas van die sonde wat tussen God en die mens gestaan het, deur Jesus se offer totaal en al uitgewis is. Daar is niks wat die mens kan byvoeg of hoef te doen om hierdie redding te kan koop nie. Die prys is eenmalig en volmaak namens ons betaal. Hierdie woorde merk die einde van die Ou Testamentiese seremonies en offerandes. Die voorhangsel in die tempel het geskeur, wat gewys het dat die pad na God nou vir almal, elkeen van ons, oop is. Jesus het die wet vervul en die mag van die dood gebreek. Dit is die finale seël op God se verlossingsplan. Die offer is volmaak, die stryd is verby en die oorwinning is volkome behaal. Kom ons dink vir 'n oomblik in stilte hieroor na. Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Dit bring ons by die 7de en die laaste kruiswoord te vind in Lukas 23 vers 46, waar Jesus sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Hierdie laaste woord vorm 'n treffende kontras met die 4de kruiswoord, waar Jesus gesê het, waarom het U my verlaat? Waar daar van tevore skeiding en duisternis was, is daar nou weer intieme aanspreekvorm van Vader. Dit bevestig dat die versoening tussen God en mens klaar behaal is en dat die verhouding volkome herstel is. Jesus sterf nie in wanhoop nie, maar in die volle vrede van sy kinderlike verhouding met die Vader. Jesus haal Psalm 31 vers 6 aan, 'n bekende Joodse aandgebed, maar voeg die woord Vader by. Dit beklemtoon dat hy nie 'n passiewe slagoffer van die dood is nie. Hy gee sy gees aktief oor. Hy het volle beheer oor die oomblik van sy sterwe, net soos hy voorheen gesê het, dat niemand sy lewe van hom neem nie, maar dat hy dit self aflê, volgens Johannes 10 vers 18. Dit is 'n daad van uiterste autoriteit en koningskap. Hierdie laaste uitspraak dien as die hoogste voorbeeld van totale vertroue. Deur sy gees in die hande van die Vader te plaas, wys Jesus dat die dood nie 'n sprong in die duisternis is nie, maar 'n veilige tuiskoms. Dit gee elke gelowige die sekuriteit
dat ons lewens, beide in tyd en ewigheid, veilig bewaar word in die hande van 'n liefdevolle God. Kom ons sit net so en ons raak stil. Kom ons antwoord. Here, ontferm U asseblief oor ons. Nou dat hierdie 7 kruiswoorde nog vars in ons geheue echo, het ons die wonderlike voorreg om die fokus nou te kan verskuif na die nagmaaltafel toe. Dit wat ons sopas gehoor het, kan ons nou vervolgens in tasbare en proesame beeld dan ook ervaar. En daarom nooi ek elkeen van u dan ook uit om saam met my en saam met die kerkraad hiervoor aan die nagmaaltafel aan te sit. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 waar hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing van Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Maar vriende, voordat ons met 'n skoon hart en met 'n skoon siel en met 'n skoon gewete hier aan die nagmaaltafel kan sit en die tekens kan gebruik, is dit nodig dat ons dit wat ons besef, dit wat ons dalk oor die afgelope 7 geleenthede van stil word, besef het waar ons oortree het, waar ons dalk verkeerd gedoen het, dat ons dit in opregtheid by die Here se voete kom neerlê. En daarom vra ek, terwyl ons so sit, gaan ons skuldbelydenis lied 384 sing. Ons gaan hom 3 keer sing, elke keer al hoe sagter, en ek gaan daarmee saam vra dat die tafel dan ook vir ons in gereedheid gebring sal word, asseblief.
Glo u volkome in die gebeure van Goeie Vrydag? Glo u waarlik dat die gebeure, soos wat vir ons aangeteken is in die evangelies, werklik op Golgotha plaasgevind het? Glo u dat die 7 kruiswoorde wat ons sopas gehoor het, waarlik deur die Here Jesus Christus gesê is? Glo u saam met my dat hy werklik gesterf het, ons sondes oorwin het, die dood uit opgestaan het en dat hy leef? Indien nie doen, wil ek u graag hartlik uitnooi om net soos wat Jesus opgestaan het, dan ook saam met my op te staan en ons geloof hardop te bely. Ons doen dit deur die woorde ek glo hardop te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Baie dankie, u kan die sitplekke inneem. Tyd vir die diakens om die tekens vir ons uit te deel asseblief.
to shine. Were you there when the sun refused to shine? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the sun refused to shine? Were you there when they laid him in a tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the Were you there when they crucified my Lord? Nagmaalstafel. Kom ons sit so, ons sluit ons oë in gebed. Here, dis vir ons 'n groot voorreg om saam as 'n geloofsgemeenskap hier aan die tafel te kan aansit. Ons bid, Here, seën die tekens as ook die gebruik daarvan. Ons bid dit in U naam. Amen. Kan ek hoor, terwyl die diakens nog daar agter staan, staat dalk enige iemand wat oorgeslaan is met die uitdeel van die brood? Enige iemand wat dalk oorgeslaan is met die uitdeel van die wyn, die sap? Besoekers, kuiergaste, as dit die gebruik is daar in julle gemeentes, waar julle lidmaatskap lê om ook die nagmaal te gebruik, is dit vir ons 'n groot voorreg, dat julle dan vanoggend hier saam met ons is, en mag julle dan ook saam met ons in hierdie groot geleentheid deel. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes.
Ek wil nou graag vra as daar iemand is wat graag uit die beker uit wil drink, om net vir Albert 'n aanduiding te gee asseblief. Almagtige Hemelse Vader, vanoggend het ons weer eens op hierdie goeie Vrydag die geleentheid gehad om die destydse 7 kruiswoorde weer hard en duidelik te hoor. Dankie Here, dat U bereid was om die pad van lyding en marteling in ons plek te stap. Dankie dat U bereidwillig was om die dood in ons plek deur te sien, sodat ons kan weet, ons het die lewe. Here, seën ons oor hierdie volgende dae wat voorlê, oor hierdie naweek, en bring ons Sondag weer hier by mekaar, wanneer ons die leë graf gaan herdenk. Amen. Vriende, ons sluit vanoggend se diens af, deur staande saam te sing, die 399, verse 4 en 5, aan die tafel met die Paasmaal.